Vandag is Opstanding Sondag en ek wil vanoggend se boodskap, ons het gewoonlik op 'n goeie Vrydag en 'n Opstanding Sondag het ons 'n korter boodskap. Ek gaan my bes doen om daarop gefokus te bly, maar ek wil geen van hierdie kernwaarhede mis wat ek met jou hart vanoggend wil deel nie. En as jy jou Bybel met jou het, wil ek jou vra om saam met my te blaai, of jy kan saam met my op skerm volg. Ons gaan lees uit die boek van 1 Petrus hoofstuk 1 en vers 3. 1 Petrus hoofstuk 1 en vers 3, en ons gaan praat oor hoekom die opstanding van Jesus vandag vir ons saak maak. Hoekom maak dit saak vandag nog? 1 Petrus 1 en vers 3. Petrus skryf en hy sê die volgende: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Dis 'n geskenk tot 'n lewende hoop deur wat te doen? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En ons het al voorheen gepraat, julle sal sien ek het 'n paar woorde daar in geel gekenmerk, die woord barmhartigheid. Ons dink baie keer barmhartigheid en genade is dieselfde ding. Dis eintlik twee verskillende dinge. Genade is om te ontvang wat jy nie verdien het nie. Barmhartigheid is om nie te ontvang wat jy verdien het nie. As ons moes ontvang wat ons verdien het, dan sou ons die ewigheid sonder God gewees het. Want ons het dit verdien deur ons sonde. Maar hy was barmhartig teenoor ons en het ons die geskenk van 'n lewende hoop gegee, toe ons dit nie verdien het nie. Wat 'n wonderlike God. Dink net aan hierdie koning, wat in sy reg ons kon vernietig het, maar tot ons genader het in liefde, sodat elkeen wat in hom sal glo, nie verlore sal gaan nie. God het alles gedoen as God om te verhoed dat een persoon verlore sal gaan. En hy het geweet mense sal hom verwerp. Maar hierdie uitnodiging is vir elke een van ons om nie te mis nie. En ek dink weer aan oom Wessie vanoggend, want hy het Jesus geken. Maar daar's baie wat nie Jesus ken nie. En niemand van ons kan spog met die dag van môre nie. Ek kan nie sê môre gaan ek mol toe nie, want ek weet nie waar ek môre gaan wees nie. Jakobus sê, wanneer ek sê ek gaan mol toe, moet ek eintlik sê, as die Here wil en ek lewe, dan gaan ek môre mol toe gaan. Dis eintlik wat ek moet sê. So dis barmhartigheid dat ons hierdie lewende hoop het. So hoekom maak dit saak vandag, die opstanding van Jesus vir ons? Want die opstanding van Jesus verander alles. Dit is sentraal tot die boodskap van die evangelie. En ons moet weet dat die opstanding die hart van die Christelike geloof is. As die opstanding nie plaasgevind het nie, dan is alles wat ons doen te vergeefs. Dan is daar geen sin vir geloof en kerk nie. Dan is al die miljoene boodskappe van die evangelie wat oor die eeue gepreek was, en die miljoene boeke en rolle wat geskryf was oor die lewe van Jesus en sy disippels, alles is nutteloos. My prediking vanoggend sal leeg wees en ons lewens soos ons dit ken sal te vergeefs wees. Daarom moet ons weet hy het opgestaan. En ons moet weet hoekom ons dit glo. Hoekom glo jy Jesus het opgestaan? Dis oké om dit te glo, omdat iemand dit aan jou verkondig het, maar dan moet 'n dieper oortuiging binne in jou wees, wat jou oortuig van die feit, dat hierdie koning lewe, en ons sien, daar is soveel bewyse vir hierdie waarheid, wat ons sien in die skrif en ander getuies wat daar was op die toneel 2000 jaar gelede. Maar wat vir my nog een van die oortuigendste dinge van Jesus se dood en opstanding is die feit dat uit die eerste 12 disippels, 11 van daai disippels, omdat Judas Iskariot later selfmoord gepleeg het, dat 11 van daardie disippels vir die volgende 40 jaar van hulle lewens bereid was
om gemartel en vermoor te word vir hierdie waarheid. En ek weet nie van jou nie, maar ek ken niemand wat bereid is om te sterwe vir 'n leuen nie. En so het jy 11 mense wat bereid was om hulle lewens op te gee, van hulle families weggeruk te word, omdat hulle hierdie dinge wat ons vandag preek en verkondig, met hulle eie oë ervaar het, nie net hulle nie, maar baie, baie, baie ander mense, van wie onder daar ook ongelowiges was, wat Jesus gesien het na sy opstanding, gesien het dat hy werklik gesterf het, en hom ervaar het. So ons moet weet dat die opstanding werklik is, maar daar's 5 dinge wat ek vanoggend in jou hart wil los, rondom wat die opstanding vandag vir ons beteken. En ons gaan al 5 hier op skerm sit, wil probeer kort hou. Nommer 1, die opstanding bewys dat Jesus werklik die Seun van God is. Nie net in die feit dat ons glo hy van die Vader gekom het nie, en minder is as die Vader nie, want baie mense dink die term Seun van God beteken Jesus is in 'n mate minder as die Vader, maar dis nie wat die term beteken nie. Om vir iemand hierdie term, hierdie naam te gee, beteken om hulle gelykstaande in wese te maak aan God. En so ons weet dat die opstanding bewys dat Jesus self God is, en dis eintlik logies as jy daaraan dink, want net God kan lewe aan iets gee wat dood is. Niks anders kan dit doen nie. Niemand anders kan dit doen nie. Dis net God. So die feit dat Jesus opgestaan het, beteken ons dien 'n lewende God, en dis die bewyse dat hy die Seun van God was. Tweedens, bevestig dit dat sy offer vir jou en my sonde aanvaar was. Want as Jesus in die graf gebly het, sou daar geen sekerheid wees oor die feit dat, is my sonde werklik afgehandel nie, is ek werklik vergewe vir sonde nie, maar omdat hy opgestaan het, weet ons dat sy dood genoeg was om vrede en om versoening en om vergifnis met God te bring. Die opstanding sê vir ons, die offer was genoeg. Derdens, vanoggend, gee die opstanding aan gelowiges 'n lewende verlosser, nie net 'n voorbeeld uit die verlede nie. As gelowiges volg ons nie net 'n herinnering aan 'n gestorwe leier nie. Jesus leef. Wil jy nie vir die persoon langs jou kyk en vir hulle dit sê en vir hulle daarmee bemoedig vanoggend nie. Jesus leef. Ons het nie 'n dooie voorbeeld nie. Nou jy sal verbaas wees, ek het gaan probeer ondersoek instel van hoeveel mense word vandag aanbid wat op 'n tyd werklike mense was wat geleef het. En daar's eintlik net 'n handjie vol, daar's nie baie nie. In die Hindoe geloof byvoorbeeld, is daar soveel gode, aantal gode, miljoene eintlik gode in die Hindoe geloof, maar nie een van hulle was werklike mense wat op die aarde gewoon en gelewe het nie. Maar ek het 3 gevind wat ek gedink het vanoggend vir ons van goeie toepassing gaan wees, en ek wil vir die span bovenaan vir my op die skerm foto van hierdie 3 te sit wat ek gevind het. Jesus is anders as Guan Yu. Guan Yu, die eerste foto daar op jou linkerkant, 'n Chinese militêre leier, wat baie jare gelede geleef het, maar vandag nog onder die Chinese aanbid word, en wie op 60, die ouderdom van 60 gesterf het, en as jy sou wil, kon jy sy graf besoek in Liaoyang, China, en vir hom gaan kuier, daar onder die grond, want hy is vandag nog daar. Jesus is anders as die persoon in die middel. Wie's daai? O, julle ken Boeddha. Hy het 'n naam gehad, Siddhartha Gautama. Dit was sy naam, want hy was 'n werklike persoon gewees, wat op ons aarde geloop en geleef het. Jesus is anders as Boeddha, wie vandag nog in Suidoos-Asië deur verskeie kulture aanbid word, China, Japan,
'n hele reeks van Suidoos-Asië, en wie op 80 jaar gesterf het, maar ongelukkig kan jy nie Boeddha se graf besoek nie, want hy was veras. En sy as was gestrooi uit Kushingar, India, oor daai streek, was Boeddha se as verstrooi. So daar's nie 'n graf vir Boeddha wat jy vandag kan besoek nie. Hy is laastens, anders as die tweede grootste wêreldgeloof in Islam, se profeet Mohammed, wie in Islam aanbid word en op die ouderdom van 63 gesterf het, en wie se graf jy vandag kan besoek in Medina, in Saudi-Arabië. As jy sou wil hom besoek, moenie verbaas wees nie, hy is nog steeds dood, hy lê nog steeds in Saudi-Arabië. Jesus is 'n bietjie anders as hierdie 3 kernfigure in die wêreld wie vandag aanbid word. Hier is die verskil. Jesus leef. As jy vandag die tuingraf moet gaan besoek, daar is eintlik 2 lokale in Jerusalem en almal bespied, jy weet waar het Jesus gekruisig en waar het Jesus gesterf en waar was Josef se graf. Ek dink meeste mense leun so oor, jy baie ou tradisionele kerke leun oor na 'n nuwer lokaal, maar meeste van die mense leun oor na die tuingraf, en as jy al in Israel, Jerusalem was, en jy dalk die tuingraf besoek, dis reg langs Golgotha, dit maak nogal sin. Ek sal nie eintlik verstaan hoekom hulle sou sê Golgotha was in die stad nie, en Golgotha is daar langs die tuingraf, en wat ek dink Josef se graf was, wat hy vir Jesus beskikbaar gestel het. As jy vandag die tuingraf besoek, is die rots 2000 jaar oud, maar die deur is redelik nuut, en op die deur is daar 'n teken wat sê, He is not here. Moenie teleurgesteld wees as jy inkom by die deur nie, Jesus is nie hier nie, He is risen. Hy het opgestaan, die graf is leeg, dis 'n stuk klip, daar's 'n hekkie, jy mag nie daar inklim nie, ek dink almal sal daar wil gaan lê, en as jy gesien het wat ek gesien het in Jerusalem, sal jy weet, daar seker honderde duisende mense wat die klip sal wil gaan soen, en dan hom gaan wil vat, en daar gaan lê, en dink dit het spesiale mag. Die graf is leeg, want wat Jesus anders as hierdie 3 manne maak, is die feit dat hy weer opgestaan het. Hy tree vandag in vir jou en my, hy versterk ons, hy vertroos ons, hy is lief vir ons, hy is met ons. Wat 'n wonderlike Jesus dien ons nie. Wat 'n wonderlike Jesus dien ons nie. Vierdens, hoekom dit vir ons vandag belangrik is dit gee ons die hoop van oorwinning in tye van lyding, beproewing en oor die dood. Kyk, kom ek wees eerlik met jou, ek gaan nie iemand wil aanbid wat vir my lewe na die dood beloof, maar nog in die graf lê nie. Kom ek vat dit op 'n ligter noot. Ek wonder altyd, hoekom fortuinvertellers plakate maak, wat vir mense beloof, dat hulle vir hulle die lotto nommers kan gee, maar nooit die lotto nommers vir hulle self kan kry, om elke keer die lotto te wen nie. Ek sal dit nie verstaan nie. Hoekom Jesus vir jou en my lewe na die dood kon beloof, is omdat hy die dood self oorwin het. Hy het eerstehands ervaring. Hy is vol krag en mag, en die vyand was ontwapen daardie dag. Die vyand was ontwapen. Die opstanding beteken dat my moeilikhede, my moeilikste oomblik en my hartseerste oomblik, en selfs die dood, nie die einde is vir die wat aan Christus behoort nie. Dis nie die einde van jou storie nie. Toe Wessie gisterand sterwe, toe het sy storie nie geëindig nie. Dit was net, die dood was net die deur. Hy het net van adres verander, sy storie was geskryf. Dit het nie geëindig nie. En as jy die skrif lees, dan lees jy dat die storie van die mens, die storie van God, gaan goed eindig. So weet jy wat gebeur wanneer ons deur moeilike tye gaan? Wanneer ons iemand afstaan aan die dood,
En wanneer dit nie goed gaan nie, moet ons onthou, die storie is nog nie verby nie. Dit het nog nie geëindig nie. Omdat hy opgestaan het, het gelowiges die hoop op lewe en oorvloed en die ewige lewe. Lewe en oorvloed is vir nou. Die ewige lewe is vir altyd. Maar God het ons in staat gestel om voluit lewe te kan hê in hierdie lewe sowel as in die lewe hierna. En Petrus in 2 Petrus 1 vers 3 verduidelik dit vir ons mooi. En ons sit dit vir jou op skerm. Hy sê immers, sy goddelike krag, die krag waaruit Jesus uit die doodheid opgestaan het ons alles geskenk. Alles geskenk vir wat? Wat tot die lewe, wat ek elke dag nodig het, en Gods vrug dien, deur die kennis van hom. Met ander woorde, ek ken hom, ek het verhouding met hom, en omdat ek verhouding met hom het sy krag, elke oggend wat ek my oë oopmaak, my alles geskenk vir die dag, om te lewe en om goddelik te wees. Ek hou van hoe die Engelse Bybel dit sê vir ons, His power has given us everything we need for life and godliness. So om te lewe en om soos hy te word, en om heilig te word, en dan laastens vanoggend, hoekom die opstanding vir vandag nog is omdat dit ons krag gee vir 'n nuwe lewe. Nou, jy kan 'n blaadjie omdraai. Jou lewe hoef nie weer dieselfde te wees nie. Jesus beloof ons 'n nuwe lewe, nou, maar ook in die toekoms. Want Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs, ons sit dit ook vir jou op skerm, ons laaste vers vir die oggend, sê vir ons in vers 19 van hoofstuk 15, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. So wanneer iemand vir jou beste lewe nou beloof, is dit baie kortsienend. Want Jesus was nie net vir nou nie, maar vir die toekoms. En so die Here wil hê ek en jy moet nou die volheid van lewe hê, kan floreer in die lewe. En floreer beteken nie meer geld en groter karre en wat nie. En al daai dinge dis wonderlik om al daai dinge te hê. Maar dis nie wat floreer beteken nie. Want in Christus, al het jy nie daardie dinge nie, kan jy floreer in hom. Hoe dink jy lewe mense wat vanoggend in die oorlog in die Midde-Ooste vasgevange is, wat gelowiges is, hoe dink jy floreer hulle? Hulle het nie die belofte, die welvaartsevangelie, die snert wat geestelike leiers verkoop agter hulle kansels, beteken 0 op 'n kontrak vir die kerk in die Midde-Ooste vanoggend wat onder swaar oorlog moet ly. So floreer kan nie dit vir hulle beteken nie. En as dit nie dit vir hulle kan beteken nie, dan kan dit sekerlik nie vir ons beteken nie, want dan is dit nie die ware evangelie nie. Want die ware evangelie sal dieselfde vir almal oral beteken. So, wat beteken dit om te floreer? Dit beteken dat terwyl ek in die boot, in die storm is, ek nie alleen is nie. Dit beteken ek het hoop. Dit beteken ek het liefde. Jesus is teenwoordig in my lewe. Hy het beloof ek sal jou nooit begewe, nooit ver. Jesus het nie beloof dit gaan nooit moeilik gaan nie. Hy het ook nêrens beloof, luister mooi, want ons hou daarvan om 'n vers wat Paulus oor versoeking geskryf het en sonde om te draai en te sê dat God beloof het, jy sal nooit meer ontvang as wat jy kan hanteer nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Ek kan jou vanoggend aan mense voorstel wat meer ontvang het as wat 'n mens kan hanteer in hierdie lewe. Jesus het nie gesê jy gaan nooit meer ontvang as wat jy kan hanteer nie. Vra net vir die gemeentelede onder ons wat hulle kind verloor het. Dis meer as wat 'n mens kan hanteer. So wat het hy dan beloof? Hy het beloof dat hy jou sal help alles hanteer wat vir jou gegee sal word. Alles wat deur jou deur gaan stap, alles wat jy gaan oorkom, jy sal dit nie alleen hanteer nie. Hy sal met jou daar wees in hy oomblikke.
Hy sal jou dra, hy sal jou hand vashou, hy sal jou versterk, hy sal vir jou hoop gee. En so vanoggend kan ons floreer, nie omdat ons materiaal wel af is nie. En daai is wonderlike dinge en wonderlike geskenke wat God ons kan gee as mense. Maar as ons hoop in tydelike dinge is, dan is ons hopeloos. Ons hoop is nie in wat tydelik is nie, ons hoop is in wat ewig is, en Christus is ewig. Hy was, luister mooi, hy was voor Abraham. Onthou jy sy woorde? Onthou jy hoeveel aanstoot Jesus gegee het met hierdie woorde? Voordat Abraham was, is ek. Dink net aan sy gehoor daardie dag. Voordat Abraham was, nie was ek nie, is ek. Ek is. Onthou jy God se woord aan Moses, toe hy vra, wie sou ek sê? As ek na Farao toe gaan, wie sou ek sê het my gestuur? Ek is. Dit maak nie eers sin nie. Hierdie God wat bo tyd en perk en spasie is, geen spasie, gebou of ruimte kan hom inhou nie, geen tydperk is aan hom gekoppel nie, die skepper van die heelal. Het julle gesien toe ons nou weer maan toe vlieg? Het julle dit gesien? Ons het nou net vir hierdie week het ons Space Shuttle maan toe gestuur en ons gaan om die maan vlieg en dan weer terugkom. Iets soos 51 minute, as ek dit nie mis het nie, in die vlug in, verloor NASA kommunikasie met die ruimtevaders en dank die Here hulle dit weer teruggekry. Maar ek hou van die foto's wat hulle geneem het in die ruimte en ek is so jammer vir al die flat earth theorists onder ons, maar die aarde is steeds rond. Maar hierdie mooi foto's van die aarde, en as jy na die aarde kyk vanuit die ruimte, en jy dink op hierdie kolletjie woon ons almal, 8 biljoen van ons. Hoe klein is ek nie? Wat 'n groot God dien ek nie. Amen. Want hy leef. He holds the whole world in his hands. Ken jy daai liedjie? Jou en my, hou ons vas daar. Ons vas daar. Dink hoe vinnig. Ek is nie wetenskaplik nie, maar ek verstaan dat die spoed wat teen die aarde draai is enorm vinnig. Ek is verbaas, ons almal vlieg nie van die aarde af nie, maar dankie Here vir swarte krag. Ons sit hier vanoggend en ons is besig om deur die lug te spin op 'n enorme spoed in die middel van die ruimte. Die Here sien al die dinge en hy hou alles in stand. Wat sê die woord? In hom en deur hom en vir hom hou hy al hierdie dinge in stand. Hoekom nie my en jou lewe nie? Natuurlik doen hy. Dis wat dit beteken om te floreer. Wil jy weet wat dit beteken om te floreer? Is om Jesus te ken. Om Jesus te ken. Die grootste voorreg wat die mens kan hê. Die wonderlikste titel wat ons aan onsself kan heg. Kind van God. Kind van God. En ek wil jou vanoggend herinner terwyl ons afsluit, dat ek en jy 'n veranderde lewe kan leef, omdat dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, waar is hy nou? Binne in my, binne in jou. Die oomblik wat jy jou hart oorgegee het aan God, in daai oomblik te kom die Heilige Gees en hy kom en hy woon binne in jou. Binne in my. Die nie 'n deel nie, nie 'n stukkie nie, nie net 'n parkie nie, die volheid van God woon in jou en my. Dit verander alles. Ek kan nie weer dieselfde bly nie. Ek kan nie dieselfde besluite oor en oor, maar ek kan nie teruggaan na dieselfde sonde wanneer ek geproe het hoe wonderlik hy proe nie. En wanneer ek van hom gedrink het en my dors geles was nie. Niks sal weer dieselfde proe nie, niks sal weer dieselfde lyk nie, niks sal my siel weer kan versadig nadat ek die opgestane koning ontmoet het nie. Niks kan dit vir my meer doen nie. Net hy kan. En as jy nog nie van hom geproe het nie, dan sal jy nie weet nie. As hy wat ons in staat stel nou om heilig te lewe, standvastig te lewe, oorwinnend te lewe. En ek wil jou nooi,
As jy vanoggend nie die opgestane Here ken nie, moet jy 'n afspraak met my maak vanoggend na die diens. Jy moet na my toe kom en sê, Jonathan, lei my net in gebed na die opgestane Here toe. Ek sluit af met 'n storie, want ons wil gaan en ons wil jou bederf in die parkie. So ek wil afsluit met 'n storie. So jare gelede was daar hierdie moslimleier, Ahmad Deedat, hy het nou al afgesterwe. Ek het al 'n klomp van sy video's ook gekyk. Hy het so 'n hart gehad vir die Christendom, vir gelowiges. Hy het in sy boeke byvoorbeeld het hy goed geskryf soos, as jy 'n klop aan jou deur hoor in die middel van die nag en jy maak die deur oop en dis 'n Christen en hy vra vir iets om te drink, het Ahmad Deedat geskryf, gee vir hom gif om te drink. Want die Bybel sê niks gaan met hom gebeur nie. Dis die haat wat hy gehad het. En eendag het een van sy mediese personeel 'n afspraak met hom gemaak, want hy het 'n span dokters gehad en een van die dokters op sy span was 'n kind van die Here, was 'n gelowige man. En hy het 'n afspraak met hom gemaak en hy het hom gevra in die afspraak, as hy hom sien, hy wil hom alleen sien, want hy het leibwagte en so gehad en hy het gesê, as hy hom alleen sien, al wat hy wil invat met die afspraak is 'n lemoen en 'n mes. En hy wil net 'n storie met meneer Deedat deel. En hulle het dit toegelaat. En hy het ingegaan die dag, hy het die afspraak gekry en hy het ingegaan na die afspraak toe. En hy het gaan sit voor meneer Deedat by die tafel en hy het die mes gevat en hy het die lemoen gevat en hy het die oranje gedeelte van die lemoen afgeskil. Nie 'n woord gesê nie. En die stukkie van die lemoen, die oranje skil op die tafel langs hom neergesit en toe's net die vel oor, daai wit gedeelte van die lemoen wat oorbly en hy vat toe weer die mes en hy skil die wit gedeelte van die vel af en hy vat die wit gedeelte en hy sit dit ook op die tafel neer en hy kyk vir meneer Deedat en terwyl hy in sy oë kyk, vat hy die lemoen en hy byt 'n groot stuk uit die lemoen uit, maar hy maak seker terwyl hy dit doen dat die sap afloop by sy mond en tot op sy hemp. Dit was regtig morsig. Meneer Deedat kyk na hierdie verregaande man, wat is hy besig om te doen? En al wat hierdie man vir hom gesê het is, Mr. Deedat, could you please tell me, what did this orange taste like to you today? Meneer Deedat sê, you stupid fool, sê vir hom. Soos die storie gaan. How can I tell you what the orange tasted like if you're the one that ate it? Oef. Julle weet seker waarheen ek gaan met die storie. En hy sê toe vir hom, in exactly the same way, Mr. Deedat, you cannot say a thing about Jesus Christ until you have tasted of him first. Sjoe, die opgestane Here. Maak vandag jou afspraak. As jy miskien ver gedryf het van God en jy voel ver, weet om teleurgestel, jy het tyd. Maak vandag 'n afspraak. Kom na my toe na die diens. Ek gaan 'n rukkie hier voor uithang en ek sal saam met jou bid. Maar moenie laat die oomblik verbygaan om die opgestane Here te ontmoet nie. Daar is vir jou en my vanoggend 'n uitnodiging, 'n geleentheid. En dis my hoop dat ons na opstanding Sondag nie net sal teruggaan na die status quo van ons lewe en die normaal nie. Laat daar 'n nuwe normaal wees na vandag. Ek dink een ding wat ek hierdie week geleer het, was die gawe weer van absolute dankbaarheid. Gaan in die nuwe week in en draai 'n nuwe bladsy oor en sê, Here, ek gaan nie net in Heilige Week of op Goeie Vrydag of op Palm Sondag of op Paas Sondag, Opstandingssondag dankbaar wees nie. Ek gaan dankbaar leef, want U leef. Ek hoop vanoggend se boodskap het jou bemoedig. Ek wil ontspan vir hom na vore te kom, want dit sal nie reg wees om hierdie diens af te sluit sonder daai eerste liedjie nie. Ons sal dit weer moet sing. Dis soos my new favorite. Ons sal dit weer moet sing. En ek wil hulle vra om na vore te kom. Ek gaan vir u vra om saam met my te staan en ons gaan saam sing. Ek wil vir die Here dankie sê vir hierdie boodskap vanoggend. En dan, ek dink Chris is seker agtertoe. Maar dan ek gaan vir Kobus dan vra. Kobus, sal jy vir ons asseblief die diens verdag met gebed? Ek sit so baie waardeer, dankie. Kom ons staan, kom ons sê vir die Here dankie vir sy woord. Dan gaan ons saam sing en ons gaan dan na die tyd gaan Kobus vir ons afsluit en ons gaan hier in die parkie ontmoet. Moenie vergeet as jy nog nie deur die stasies kom stap het nie, om die geleentheid vanoggend nog te neem terwyl dit op is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat dit lewe inhou vir ons en hoop. En help ons om na hierdie week
Help ons om nie dieselfde te leef nie. U het ons lewens verander. Help ons om veranderde lewens te leef en om sout en om lig vir die wêreld te wees, sodat ons verander ook hierdie wonderlike hoop kan gee wat U vir ons gegee het. En as daar iemand vanoggend hier is, Here, wie ver van U voel of miskien nog nooit 'n besluit geneem het vir U nie, ek wil bid dat die Heilige Gees nou diep met hulle harte sal praat en hulle sal oortuig om hulle hart aan U oor te gee. Seën U woord lank na vandag. Bid ons in Jesus naam. Amen.